Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en ons prys U vir U goedheid en U liefde. Ja Vader, elke dag raak ons net meer en meer bewus van U genade, onbeskryflik groot. Ag Vader, wil U asseblief dit nou stil maak in ons harte en gee dat ons hierdie woord wat tot ons gaan spreek, sal hoor, maar dat ons dit ook in ons hart sal bewaar en dat dit ook vrugte sal dra. Ja, die vrug wat by die bekering pas. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam lees uit die laaste hoofstuk van 1 Petrus, hoofstuk 5. Ons gaan daar lees vanaf vers 5 tot en met vers 9. Tot en met vers 9. In hierdie eerste deel van 1 Petrus 5 is daar 4 oproepe wat kom tot die gemeente, maar ons gaan vandag fokus op die laaste oproep, die 4de oproep, tot geloofsgewoontes wat moet verander. Kom ons lees saam vanaf vers 5. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding op julle opgelê word ook aan die broederskap wat in die wêreld is. Tot sover ons skriflesing. Ons prediking kom dan ook uit die hele geleese gedeelte. Geliefdes, ons hier in Kathu en in Kuruman is in 'n myngebied en mynwerkers en fabriekswerkers word baie blootgestel of moet gereeld mediese toetse by die werk ondergaan. En daar by die myn of by die fabriek word hulle bloeddruk gemeet, hulle cholesterol, hulle suiker, hulle gehoor, wat ook al, sodat hulle medies geskik bevind kan word om hulle werk te kan doen. En baie keer gebeur dit dat hulle suiker dalk te hoog is of hulle cholesterol te hoog of die bloeddruk dalk, en dan kry hulle net toegang tot die myn vir 3 maande en na 3 maande moet hulle weer 'n mediese ondersoek ondergaan. In daardie 3 maande doen hulle alles in hulle vermoë om te sorg dat hulle oor 3 maande medies geskik sal wees. Hulle verander hulle eetgewoontes en hulle leefstyl, want dit is so belangrik dat hulle medies geskik bevind sal word, sodat hulle toegelaat kan word om hulle werk te doen. In die afgelope 2 reekse, die een uit Galasiërs en hierdie een uit 1 Petrus, het ons bewus geword daarvan, dat om 'n kind van die Here te wees,
'n verandering van leefstyl vra. Jy moet anders te lewe as die wêreld. Dit is nou maar net so. Dis hoe dit is. En vandag gaan ons bietjie kyk na 5 geloofsgewoontes wat teenwoordig moet wees in 'n kind van God se lewe. En die eerste van daardie gewoontes is nederigheid. 'n Kind van God moet nederigheid aanleer, want God hou niks van hoogmoedigheid nie. Hoogmoedigheid is vir hom 'n gruwel en 'n ewel. Ons teksgedeelte vers 5 sê, net so moet die jongeres aan die oueres onderdanig wees, en dan kom hierdie oproep nie net tot die jongeres nie, maar aan almal. Wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar. 'n Mens kan slegs nederig wees as jy jou onderwerp aan God se gesag. As jy weet, jy is nie in beheer van jou lewe nie, maar God is. As jy besef dat alle gelowiges voor God gelyk is. Maak nie saak hoe ryk jy is, of wat jou status in die wêreld is nie. Voor God is die straatveer en die staatspresident, of kom ons sê die boemelaar op straat en die staatspresident gelyk. Nie een word hoër geag as die ander. En daarom roep die Bybel ons op tot nederigheid. Julle moet onderdanig wees aan mekaar. Jy moet die een se belange bo die ander stel. Die oproep na die jongeres om die ouer mense onderdanig te wees is baie van toepassing in die wêreld van vandag. Want daar is baie van julle wat jongerig is, wat ouer mense het wat onder julle werk en in bestuursposisies is. En dan is dit so maklik om neerhalend met ouer mense te praat of hulle neerhalend te behandel en vanuit jou posisie van mag op hulle te trap en hulle te na te kom. En dis nie net in die werksplek wat dit so is nie. Ons kan dink aan kinders wat ouers versorg, dat daar ook nederigheid en respek moet wees teenoor ouers. Dit gaan oor hoe word mense wat ouer is as jy, dat jy hulle altyd met nederig teenoor hulle sal optree en hulle met respek sal behandel. 'n Kind van God is nederig en behandel alle mense met respek. Die tweede gewoonte wat aangeleer moet word, is die gewoonte om te bid. As jy nie bid nie, dan sê jy eintlik maar, jy het God nie nodig in jou lewe nie. En God is teenwoordig in elkeen van ons se lewe as 'n Vader wat vir ons sorg. Hy waarborg ons nie 'n probleemvrye lewe nie, maar wel 'n veilige aankoms in die hemel. En daarom kan jy jou bekommernis om te sê, maar ek het God nodig, is nie 'n skande nie. En daarom kan jy jou bekommernis vir hom gee, vir hom neerlê. Selfs die bekommernis wat veroorsaak is oor dinge wat jy eintlik maar self die oorsaak is van jou moeilikheid. Want God is in beheer. En as jy dan daardie dinge bely voor die Here wat jy deur jou eie sondigheid en jou verkeerde besluite oor jouself gebring het,
kan God jou omstandighede verander. Maar sal hy jou beslis daardeur help. Partykeer voel dit vir 'n mens asof dit nie help om te bid nie, want God luister nie. Maar die een groot geheim is om vir God dankie te sê vir dit wat hy vir jou tans gee. Hy gee nie dalk vir jou dit wat jy vra nie, maar hy gee vir jou dit wat jou deur die moeilike tyd help. Ja, God wil vir jou gee. Maar baie keer in sulke moeilike omstandighede soos wat ons nou verkeer, wil God jou leer om geduldig te wees. Wil God jou geloofspiere sterk maak vir dit wat kom. Maar in elke krisis sal hy jou bewaar en sal hy vir jou sorg. Ja, selfs hy sal jou selfs bewaar van die dood. Die derde gewoonte wat ons moet leer, vind ons in vers 8. Wees nugter en waaksaam. Nou, ek het verlede week vir julle gesê dat om nugter te wees beteken om die werklikheid in die oë te kyk. Om die groter prentjie raak te sien. En nou, wat is die groter prentjie? Die groter prentjie is, die duiwel is oorwin. Hy is soos 'n muis met 'n megafoon. Maar as jy vir hom mag gee oor jou in jou lewe, deur jou oor te gee aan jou sinnelike begeertes, dan word hy 'n brullende leeu wat alles in sy vermoë sal doen om jou te verslind. In 1 Petrus 2 vers 11 staan daar: Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat 'n stryd voer teen die siel. En daarom moet jy weet, die groter prentjie. God het die duiwel oorwin. God het jou die krag gegee om teen versoekings te stry. Hy sê in sy woord, niemand sal bo sy kragte versoek word nie. En daarom, wees nugter, wees waaksaam. Waaksaam beteken, moenie val in die struik, in jou eie struik, deur toe te gee aan jou vleeslike begeertes en die eie ek, waarmee jy elke dag teen veg nie. Die derde geloofsgewoonte wat ons, of die vierde een, wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat ons weerstand moet bied. Vers 9 sê, hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof. Ons moet weerstand bied teen die duiwel. Ek dink jy moet weet, voordat jy iets sê, of voordat jy iets doen, moet jy vir jouself vra, gaan dit opbouend wees? Gaan ek dalk my eie ek op die troon wil sit? Of gaan ek, deur dit wat ek sê en dit wat ek doen, my nederigheid uitleef? Jy sien, want ons moet nooit onverhoeds of aan die slaap gevang word deur die situasies waarin ons is. Want die duiwel is baie slinks, uitgeslape. En hy val ons persoonlik aan, deur vir ons bewus te maak van ons sondes en ons te laat twyfel in ons geloof as kinders van God.
Martin Luther het gesê, op 'n stadium het hy gedroom, die duiwel sit daar by sy bed, en hy lees die een lys na die ander, oor die sondes wat hy gedoen het, en toe hy aan die einde van die 3de lys kom, toe sê hy vir die duiwel, hoor jy het iets vergeet, en die duiwel vra vir hom, maar wat is dit? Hy sê, ek is skoon gewas deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ja, Martin Luther het gesê, as die duiwel daar aanklop by hom, dan sê hy vir hom, hoor jy, hier is nie vir jou plek nie, Jesus Christus het klaar die plek gevat. Gaan jy terug waar jy vandaan kom. So die duiwel gaan jou persoonlik aanval en daaroor, hoe moet jy teestaan? Soos wat Martin Luther nou vir ons die voorbeeld gegee het. 'n ander voorbeeld is om 1 Johannes 1 vers 9 op te sê en dit vir die duiwel dan te noem. 'n ander manier hoe die duiwel sal probeer om jou te gebruik, is om onmin en twis en partyskap in 'n gemeente te veroorsaak en te saai. Daarom is dit so belangrik dat jy jou krag by God sal soek en dat jy in oorwinning, ja die oorwinning wat Jesus Christus jou gegee het, sal leef. Die laaste geloofsgewoonte wat ons moet leer, is om vas te byt. Geliefdes, ons moet nie bang en moedeloos word nie. Moenie dat die omstandighede jou ontseën nie. Wanneer 'n mens swaar kry, dan voel dit asof die lyding nooit gaan ophou nie. Maar die groter prentjie is, en dit is wat Petrus hier skets, is dat die swaar kry wat ons nou ervaar, niks in vergelyking is met die vreugde wat ons eendag gaan ervaar in die hemel. En hierdie swaar kry is so kort, is net vir 'n kort tydjie, 'n beperkte tyd. Terwyl die vreugde in die hemel vir ewig sal wees. Party van ons sal in hierdie lewe in ere herstel word. Ander sal deur die dood in ere herstel word. Maar maak nie saak wat nie. Ons moet lewe as oorwinnaars in Christus Jesus. Want in Christus Jesus is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag gee. In hierdie tyd wat ons leef, word ons uitgedaag as kinders van die Here om ons geloofsgewoontes, om die geloofsgewoontes van kinders van God uit te leef. En dit is nederigheid, 'n gebedslewe, nugterheid en waaksaamheid, weerstand bied teen die duiwel en vasbyt. Wat is die 5? Nederigheid, bid, waaksaam, weerstand bied, vasbyt. Hierdie 5 gewoontes moet ons aanleer en dit moet sigbaar wees in hierdie wêreld, sodat die wêreld kan weet, ons is nie deel van die duisternis daar buite nie, maar ons is kinders van God. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, baie dankie vir die voorreg om vandag hierdie dinge te weet en te leer. Dankie dat U ons nie alleen in die bose wêreld los om ons eie potjie te krap nie, maar U gee vir ons duidelike raad uit U woord. En daarom bid ek, Vader, dat U ons sal leer om nederig te wees, dat U ons die vrymoedigheid sal gee om te bid, dat U ons waaksaam sal maak en sterk sal maak sodat ons teestand bied, weerstand bied teen die duiwel en vasbyt. Ja, dat ons bitter einder sal wees
in die geloofslewe. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit genade. Amen.